Goeiedag en baie welkom by Woordspeel. Vandag is ons by Exodus hoofstuk 35. My tema is vrywillige offers en ek lees vir jou vers 29. So het elke man en vrou van die Israeliete wat bereid was, vrywillige bydraes gemaak om te help met die werk wat die Here vir hulle deur Moses opgedra het. God gee aan al die Israeliete die geleentheid om vrywillige offers te bring en op so 'n manier deel te hê aan die werk van die Here. Dit is 'n voorreg en nie 'n las nie. Daar was baie offers wat Israel moes maak vir hulle versoening. Dit alles was natuurlik heenwysings na Christus se koms, hy wat die volmaakte lam sou wees, hy wat die volmaakte sondeoffer sou wees. En dit wat hy dan nou kom doen het as ons sondeoffer. Ons bring dus nie meer sondeoffers nie. Ons glo in Jesus. Ons weet ook dat daar die beginsel was van die eerste en die 10de wat aan God behoort en wat alles selfs al voor die instelling van die wet 'n beginsel was wat nagekom was deur Abraham en deur Jakob, deur Isak, lank voordat die wet gebring is. En dit was 'n gebruik van aanbidding, dit was 'n gebruik van vertroue in die Here. Vandag in hierdie gedeelte sien ons egter ook die element van vrygewigheid, vrywillige offers, om gewillig en met blydskap vir God se werk te gee. Alles wat nodig was vir die bou van die tabernakel was gebring deur die mense en dit was nie 'n las vir hulle nie, dit was 'n voorreg, hulle wou dit doen, hulle was bly om dit te kon doen. As 'n mens verder terugdink, dan sal jy onthou dat toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het met Paasfees, dit wat later sou bekend staan dan as die Paasfees, was al hierdie goeders wat die Israeliete nou gee vir die bou van die tabernakel, was eintlik vir hulle weer gegee deur die Egiptenare, toe die Israeliete uit Egipte uitgetrek het. So as ek ook besef dat dit wat ek het, eintlik aan my gegee is, dat God vir my voorsien en nog altyd voorsien het en sal voorsien. Hy is my bron. As ek losweg vashou aan dit wat ek het en met 'n vrygewige hart leef, sal ek geleenthede aangryp om in God se koninkryk in te kan gee. En ek sal deel in die vreugde daarvan. Te kan sê ek is deel van God se werk in en deur sy kerk in hierdie wêreld. Dit is 'n voorreg om deel te wees van wat God doen deur te kan gee. Mag ek met so 'n vrygewige hart dan teenoor God en teenoor God se werk leef. Kom ons bid saam. Here, alles wat ek het, kom van U af en behoort aan U. Dit is vir my 'n voorreg om 'n kanaal te wees en te gee vir U werk. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot môre.